Ons is Openbaring 12, vers 9 tot 12. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword. En die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewens nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde, en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Okay, ons kyk eers na vers 9, ek lees net weer, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. En hierdie skrif is natuurlik weer eens 'n ooglopende herhaling van wat ons in die vorige afdeling gelees het, naamlik verse 3 en 4 wat gesê het, en 'n ander tekenis in die hemel gesien, en kyk 'n groot rooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy kop is 7 krone, en sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel gesleep, en hulle op die land gegooi. Maar wat ons wel hier sal sien is dat die identiteit van die draak uitdruklik vir ons in hierdie vers gestel word, waar het nie noodwendig in die vorige afdeling vir ons gestel was nie, naamlik dat hy wel die duiwel en die Satan is. Dis die vers waarna ons gedraai het in die vorige afdeling om te sien wie hierdie draak dan nou is. Hier word uitdruklik vir ons gesê, dis die duiwel en dis die Satan. En verder meer as dit maak het ook ooglopend vir ons wie die slang is van Genesis. Dit verwyder enige twyfel oor wie die slang van Genesis is, want in Genesis 3 word die verwantskap tussen die duiwel en die slang, ek weet nie of julle al opgelet het, die verwantskap tussen die slang en die duiwel word nooit gemaak in Genesis nie. Daar staan net, dis die slang en die slang het vir Eva verlei. Maar daar word niks van die duiwel of van die Satan daar gesê nie. Interessant genoeg. Maar wat ons sal sien in hierdie vers dan is dat enige twyfel verwyder word oor wie die slang dan nou is, want hier word daarna hom verwys as die ou slang. En die ou slang kan nie na enigiets anders verwys as die ou slang wat 'n paar duisend jaar vroeër vir Eva verlei het in Genesis nie, en wat dan ook die duiwel was nie. En ons sien hy verlei die hele wêreld. En ons sal oplet dat die duiwel nie die wêreld begin verlei het nadat hy eers neergewerp is nie. Die verleiding was 'n realiteit nog voor die neerwerping gewees. En daarom behels sy neerwerping na die aarde toe, waarskynlik die feit dat hy minder mag het om te verlei. Of as ons hierdie vers dan nou anders kan stel, mens kan ook sê, die Satan wat die hele wêreld verlei, is neergewerp aarde toe. Dis wat bedoel word hier hierdie vers. Hy wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp aarde toe. Dis nie dat die verleiding nou eers begin het nie. Dis die een wat die wêreld verlei wat neergewerp is. Menende hy was reeds 'n verleier van die wêreld teen die tyd wat hy neergewerp was. En ons sien hier die verleiding onder andere in die feit, soos ons al voorheen ook genoem het, of hy of een van sy demone wat 'n leengees was in die monde van die profete, wat veroorsaak het dat 'n hele volk, naamlik dan nou Israel met Agab as koning, hulle self in 'n oorlog betrokke gekry het, en waar hulle die oorlog verloor het, en waar Agab ook dood is. Dit was deur die mond van 'n leengees, of 'n demoon, of dan nou die duiwel self, wat 'n hele nasie in 'n oorlog ingegaan het, verloor het, en die koning is doodgemaak in die Ou Testament. So ons sien daardie verleiding onder nasies, as jy dan wil, in die Ou Testament. So weer eens, dit is nie dat die verleiding eers hier begin het nie, hy was 'n verleier gewees. En hy wat die wêreld verlei, is dan nou neergewerp aarde toe. Daai gedeelte lees ons in 1 Konings hoofstuk 22. Maar sy neerwerping na die aarde het waarskynlik 'n beperking geplaas op hierdie tipe verleiding, aangesien ons by tye in die Ou Testament sien dat Satan juis sy toestemming gekry het vanaf die Here in die hemel. Ons sien onder andere met Job. Satan moes sy toestemming by God kry om Job
Job aan te tas. Maar waar het hy toestemming gekry? In die hemel. Hy het voor God verskyn. Die leengees was by God. Hy het saam met die ander engele in die hemel verskyn, soos ons laasweek gesien het. Dis waar hy sy toestemming gekry het om te doen wat hy doen, om te gaan verlei. Of om Job dan nou aan te tas en mense dood te maak en so aan. Dis waar hy sy toestemming gekry het. So, sy neerwerping behels waarskynlik dan die feit dat hierdie verleiding beperk geraak het, want hy is nie meer in die hemel, die algemene plek waar hy daai toestemming gekry het nie, om die wêreld te verlei nie. Want dit is waar hy in die Ou Testament dit gekry het. So aangesien die duiwel dan nie meer in die hemel te vind was nie, en hy gewoonlik sy toestemming om te verlei vanaf die hemel gekry het, by God, kan die logiese aanname ook gemaak word dat sy verleiding van nasies beperk was toe hy dan na die aarde toe neergewerp was. En hierdie feit word verder ondersteun deur die basiese herhaling van hierdie gebeurtenis waarvan ons lees in Openbaring hoofstuk 20, verse 1 tot 3, waar staan: En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand, en hy het die draak gevang, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hom 1000 jaar lank gebind en hom in die afgrond gegooi en gesluit en verseël bo hom, sodat hy die nasies nie meer sou mislei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Na hierdie dinge moet hy 'n kort tyd losgemaak word. Okay, so waarskynlik is dit dieselfde tyd waarvan gepraat word. Ons sal meer in besonderhede ingaan met daai gedeelte as ons by daai vers is. Maar wat ons wel sien, die resultaat van sy neerwerping of sy binding is dat hy die nasies nie meer sal verlei nie, voordat hy dan weer vir kort tyd losgelaat gaan word. So dis waarskynlik wat hierso in ons skrif dan nou ook bedoel word. Jesus het ook gesê in Johannes 12 vers 31 met betrekking tot sy kruisiging, waar die Satan toe nie net in die hemel oorwin was nie, maar toe nou ook op die aarde, het Jesus gesê, nou is die oordeel van hierdie wêreld, dis nou aan die einde, net voor sy kruisiging, nou is die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. So die logiese implikasie dan hiervan, is dat die evangelie sukses sou bereik. Aangesien die duiwel gebind was, en dus ook nie meer die nasies kon verlei nie. Die evangelie kon sukses behaal, en ons sien dit ook. Byvoorbeeld as ons na Handelinge kyk. Jesus maak ook die stelling in lig van die tempel wat verwoes sou word in Matteus 24 vers 14 waar staan, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. En dit kan na al die nasies toe gaan, want die nasies word nie meer verlei nie. En soos Paulus gesê het, ons het hierna gekyk in hierdie spesifieke verse van Matteus 24 in die inleiding tot Openbaring, Paulus was toe na die hele wêreld toe, en die hele wêreld het die evangelie gehoor, soos hy dit bevestig het. Hoekom kon hy dit doen? Want die duiwel het nie meer die nasies verlei nie, waarskynlik. En dis waarskynlik wat ook hierdeur behels word, dat die evangelie vrylik kon versprei, sodat die koninkryk, ek wil amper sê, 'n kickstart kon kry, om te begin. Verse 10 tot 12 sê dan, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see. Want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Nou hierdie gedeelte beweeg waarskynlik aan na Christus se oorwinning van die dood en sy oorwinning oor die duiwel wat die een is wat mag het oor die dood, aan die kruis dan nou deur middel van Christus se dood en opstanding, soos ons lees in Hebreërs 12, 2 vers 14, Kolossense 2 vers 15, 1 Johannes 3 vers 18, Christus het die duiwel oorwin by die kruis, en natuurlik met sy hemelvaring het hy gaan sit aan die regterhand van God, waar hy dan nou heers, weer eens nie as 'n derde of 'n vierde keer wat hy heers nie, dis een gebeurtenis, ek meen, ons het in die vorige hoofstuk gesien van sy koninkryk, ons het in die vorige afdeling gesien van sy koninkryk, en hierso neem hy weer sy koninkryk, en dis die 3 verskillende gevalle nie. Hy neem een keer sy koninkryk op. Hy hoef net een keer gekroon te word as heerser oor die heelal.
Wie die bewoners van die aarde word dan gesê, omdat hy die duiwel dan in hulle toe neergewerp word. Nou, die vraag kan gevra word, indien die Satan neergewerp is, en soos ons argumenteer dit ook 'n verwysing is na Openbaring 20 vers 2, wat praat van die feit dat hy gebind was, sodat die nasies nie meer kon verlei nie, hoekom word daar steeds 'n wee-uitspraak gemaak teenoor die bewoners van die aarde, indien hy gebind is? Indien hy neergegooi is? Hoekom word daar nog steeds 'n wee-uitspraak gemaak teenoor die aarde? Eerstens is dit noodsaaklik om te sien dat hy wel gebind was vanaf die tyd wat hy neergewerp was uit die hemel. Openbaring 20 bevestig dit vir ons, sowel as ons hoofstuk waarna ons tans kyk, waar hy neergegooi is aarde toe. Hy is wel gebind. Maar meer as dit, Jesus het dit bevestig gedurende sy bediening. Toe die Fariseërs hom aangekla het dat hy deur die owerste van die demone uitdryf, waarop Jesus in Matteus 12 vers 27 en 29 op die Fariseërs geantwoord het, omdat hulle sê, maar jy dryf die duiwels uit deur Beelzebul, toe antwoord die Here vir hulle en sê vir hulle, en as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees, maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom, of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie? Hy kan nie die duisternis oorwin, as die hoofman van daardie duisternis nie klaar gebind is nie. Maar as die Here wel, die gees, die demone uitdryf, wel dan het die koninkryk gekom. En dan is die sterk man ook gebind. Nie waar nie? En dis wat hy hierso sê. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie? En dan sal hy sy huis beroof. Ander vertalings vertaal dit beter deur om te sê dat die sterk man gebind is. Soos byvoorbeeld die ESV sê, hy was gebound. Nou die implikasie is natuurlik dat die sterk man, naamlik die owerste van die duiwels, soos die Fariseërs hom genoem het, gebind was, en omdat hy gebind was, kon Christus ook gedoen het met die demone wat hy met hulle gedoen het, want die sterk man was gebind. Daar kan dus nie geargumenteer word dat die Satan nie gebind was in hierdie tyd nie, want dit word nie net in Openbaring genoem nie. Jesus bevestig dit in die evangelies. En nie net in Matteus en Markus 3 vers 27 ook, en ook in Lukas 11 vers 20 tot 22. Dit word bevestig in die evangelies dat die sterk man gebind is. Die owerste van die demone, soos die Fariseërs hom noem, of Beelzebul. So, wat ons wel moet oplet, is dat dit was 'n realiteit. Daarmee kan ons nie stry nie. Maar hoekom maak die skrif dan die stelling, as dit wel 'n realiteit is, en selfs, so gesê in ons skrif en in Openbaring 20, hoekom maak die skrif dan die stelling, weet die bewoners van die aarde en die see? Indien hy wel gebind was. En die rede is, want dit praat nie van gelowiges nie. Wanneer dit sê, weet die aarde en die see, praat dit nie van gelowiges nie. Die binding van die Satan was hoofsaaklik tot voordeel, nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. Verdermeer, weet die bewoners van die aarde en die see kan ook vertaal word en moet waarskynlik vertaal word as wee die land en see. Land, nie wêreld nie, of aarde nie, wee die land en see. En die bronteks praat ook nie van bewoners nie. Dit sê net land en see, wee die land en see. Want soos ons ook voorheen gesien het, die land is gewoonlik 'n verwysing na die ongelowige Jode toe. Die bronteks praat nie van bewoners nie, dit praat eerder van wee die land en see, waarskynlik as 'n verwysing na die grondgebied wat deur Ou Testament Israel in besit geneem was, of in besit geneem sou word, indien hulle wel gehoorsaam was tot die verbond. Die land sou hulle in gewees het. Maar nou weet die land en die see.
want die duiwel het na julle toe neergedaal. En ons sien hierdie grondgebied onder andere in Exodus 23 vers 31 waar staan, en ek sal jou grense vasstel van die Skelfsee af tot by die see van die Filistyne. Die see is daar. En van die woestyn af tot by die Eufraat, want ek sal die inwoners van die land in hulle hand gee, en jy sal hulle voor jou uit verdrywe. Ook Deuteronomium 33 vers 23 wat sê, en van Naftali het hy gesê, Naftali versadig van geluk en vol van die seën van die Here, neem jy see en suidland in besit. Neem jy see en suidland in besit. Hulle grondgebied het see en land behels. En hierso sê dit nie weet die bewoners van die land, dit sê weet die land en see. Die einste grondgebied waarskynlik wat hulle sou in besit neem, indien hulle gehoorsaam was. En so sien ons ook gereeld in die Ou Testament, dat Israel se grondgebied moes strek tot by die see, insluitend die feit dat Salomo 'n baie suksesvolle vloot gehad het. Hy het baie skepe gehad. Inteendeel, dit was in Salomo se tyd wat hulle die meeste van die land besit het, wat aan hulle beloof was, nou dat ek daaraan dink. En so het hy ook 'n baie suksesvolle vloot gehad. Maar die punt bly staan, Satan se binding was goeie nuus vir gelowiges, maar nie vir die land en see nie. Of althans die aan wie die land en die see beloof was, indien hulle gehoorsaam sou wees. Vir hulle was dit nie goeie nuus nie. Satan se binding was hoofsaaklik tot voordeel vir gelowiges en vir gelowiges alleen. Nie ongelowiges of ongelowige Israel nie. Hoe weet ons dit? Want die gelowiges is die enes, soos ons teks sê, wat oorwin deur die bloed van die lam. Hulle is okay. Hulle het oorwin deur die bloed van die lam. Dit word nie van die ongelowiges gesê nie. Hulle is die enes wat nie meer 'n aanklaer het nie. Want hy was juis 'n aanklaer van ons broers, sê ons skrif. En broers is natuurlik 'n verwysing na gelowiges. Die res van die Bybel bevestig ook vir ons die feit dat dit ook net gelowiges was wat mag oor die demoniese ryk gehad het. Dit was nie ongelowiges nie. Om weer eens terug te kom na Lukas 10 vers 17 tot 20, daar staan, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe het hy vir hulle gesê, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Die duiwel, of althans die sterk man, soos Jesus hom noem, was gebind en sy demone was onderdanig aan gelowiges. Hoekom was hulle onderdanig aan gelowiges? Want Jesus het so gesê, en Jesus is een wat hom gebind het, en daarom kan hy ook vir hulle sê, maar julle gaan nou onderdanig wees aan hierdie gelowiges. Hulle het nie 'n keuse nie. Maar die gelowiges moes eerder bly wees dat hulle deur die bloed van die lam kon oorwin. Dat hulle nie 'n aanklaer het nie, en dat hulle name in die hemel opgeskryf is, dis waar hulle moes bly wees. Maar dit verander nie die feit dat die demone wel aan hulle onderdanig moes gewees het nie. Hulle moes onderdanig wees aan die gelowiges, maar hulle moes eerder bly wees dat hulle kon oorwin deur die bloed van die lam, omdat hulle nie hulle lewens ook tot die dood toe lief gehad het nie. Nou die antitese hiervan, van die gelowiges, en die gesag wat hulle gehad het, sien ons natuurlik in die ongelowiges, hoofsaaklik in die ongelowige Jode, aan wie die land en die see behoort het, of althans moes behoort het, oor wie daar wel 'n wee-uitspraak gemaak word, aangesien die Satan se binding nie vir hulle tot voordeel strek nie, maar tot hulle nadeel. Dis vir hulle 'n vloek dat die duiwel na hulle neertoe gedaal het, nie vir die gelowige nie. Inteendeel, ons lees in Handelinge 19 vers 3 tot 16, daar staan die antitese van dit wat ons net gesien het. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het,
en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere 7 seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Toe spring die man in wie die bose gees was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. Dit was nie 'n geval, of die geval met die gelowiges gewees nie. Hoekom nie? Want Satan se binding het vir hulle tot voordeel gestrek. Maar weer die aarde en die see. Weer die land en see. Want die Satan het na hulle deur neergedaal. Weer die land en see. Want julle het nie mag oor hulle nie. Inteendeel, hulle het mag oor julle. En ons sien dit in daardie verhaal in Handelinge. Die Bybel gee vir ons gereeld voorbeelde. Ons besef net nie die merkwaardigheid daarvan, totdat ons sien hoe dit in die groter prentjie inpas nie. Maar daai is 'n tipiese voorbeeld, om te ondersteun dit wat ons hierso lees. Die Satan is gebind. Dit is 'n voordeel vir die gelowige, dit was 'n vloek vir die ongelowige. Weer die land en see, want die duiwel het na hulle neergedaal. Dit was nie die geval met die gelowiges nie. Want soos Jesus ook gesê het in Markus 16 vers 16 tot 17, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Dit was die realiteit van die gelowiges. Dit was nie die realiteit van die ongelowiges wat nie hulle self wou laat doop in die naam van Christus nie. Die wat nie wou glo nie en nie hulle self wou laat doop in die naam van Jesus Christus nie, wee jou land en see. So dit is dus ooglopend dat die duiwel se binding wel tot voordeel was vir die gelowiges, want hulle het gesag oor hulle gehad. Maar vir die ongelowige was dit 'n vervloeking. Daarom was gelowiges ook gewaarsku om te waak teen die duiwel. Waak teen die duiwel, want hy loop rond soos 'n brullende leeu, sê Petrus. Hoekom moet hulle waak? Want hy mag oor die ongelowige. Maak seker jy is 'n gelowige en jy wandel volgens die geloof en jy is in die geloof. Werk jou heil uit met vrees en bewering. Hoekom? Want die duiwel loop rond, soos 'n brullende leeu. Maak seker, jy is 'n gelowige. Want dan alleen het jy mag oor hom, en anders nie. Dit sê, resist the devil and he will flee from you. Dis hoe eenvoudig het vir hulle was. Nie vir die seuns van Skefa nie. Hulle het hom geresist, maar hy het nie van hulle gevlie nie. Inteendeel uit hulle oorweldig. Nie waar nie. Hulle het hom probeer verwerp of uitwerp, maar dit het nie gewerk nie. Maar dit is wel die geval met gelowiges gewees. Want aan hulle was die gesag gegee en die duiwel was wel gebind gewees. Maar daarom was die gelowiges ook gewaarsku om te waak teen die duiwel, omdat hy rondloop soos 'n brullende leeu. Want as jy nie in die geloof is nie, wel, dan is jy deel van die land en see. En wie jou as jy is, sê die skrif dan ook. En verder meer sê ons teks dan ook, en hy het min tyd. Nou ek meen hier begin dit nou redelik ooglopend te raak. As die duiwel min tyd het, of min tyd gehad het in daai tyd. As hy min tyd gehad het, maar die tyd wat hy neergewerp was aarde toe, was rondom Christus se geboorte, want hy was neergewerp aarde toe die vrou op die punt was om te baar. Nou as hy neergewerp is aarde toe die vrou op die punt was om te baar, toe Christus kom, en hy het min tyd van daai punt af vorentoe. Hoe word daar geargumenteer dat dit wat Openbaring beskrywe eers plaasvind oor duisende jare? Dit maak nie sin nie. Want hoe spring jy van Christus se geboorte af, duisende jare in die toekoms in, en die duiwel weet uit min tyd? Want ek meen, 2000 jaar is nie min tyd nie. Nee, dit is redelik baie tyd, dink ek.
Dis genoeg tyd vir hom om redelik moeilikheid te maak. Né? Maar as jy neergewerp is aarde toe en jy tussen 40 en 70 jaar, dis min tyd. Dan gaan jy doen wat jy kan doen, want jy weet jou tyd is min. 40 tot 70 jaar voor die val van Jerusalem dis min tyd. En mens kan sien hoekom dit min tyd is, in vergelyking met die groter skepping dan. Dan het jy min tyd. Die feit bly staan dat daar 'n oorlog in die hemele was rondom die tyd van Christus se geboorte, wat ook 'n teken was dat die ou verbond na einde se kant toe staan, en dat die nuwe verbond op die punt was om ingehuldig te word. Sy tyd was min. Want teen die tyd wat Jerusalem sou val, sou sy tyd ook tot 'n einde kom. Want ons gaan nog sien wat met hom gebeur na die val van Jerusalem. Voor die val van Jerusalem sou hy wel vir 'n kort tyd ontbind word, waar Openbaring 20 vers 8 ons leer dat hy weer eens die nasies gaan verlei. Hy sou weer die nasies verlei. En toe sien ons nou 'n groot optog van Romeine en wat jy ook al het, en ons sal meer kyk daarna as ons by hoofstuk 20 kom. Maar hy was weer vir 'n kort tyd losgelaat om die nasies te verlei vir daai laaste deel wat hy losgelaat word. Maar voor dit was die evangelie suksesvol. Die evangelie het uitgegaan. Paulus was in die hele wêreld, die evangelie is oor die hele wêreld verkondig, het Paulus gesê. En so was die nasies nie meer verlei vir die tyd wat hy gebind was nie, maar dit verander nie die feit dat hy nog steeds rondgeloop het soos 'n brullende leeu nie. Want hy het gesoek wie hy kan verteer, sê die skrif. Maar dit was nie gelowiges gewees nie. Dit was nie gelowiges gewees nie. Dit was ongelowiges gewees. Dit was die land en see. Dit was ongelowige Israel, wat hy gesoek het wie hy kan verteer. En hy het ook, inteendeel daar's 'n letterlike verhaal van hoe dit fisies gebeur het. Nie net op 'n geestelike vlak nie. Nie waar nie? En soos ek al gesê het, hoe baie demoniese besete mense sien ons nie in die Nuwe Testament era. Wat ons nie in die Ou Testament sien nie. En wat ons ook nie nou noodwendig sien nie. Maar wat ons wel in daai tyd gesien het. So weer die land en die see. Hoekom? Want 'n gelowige kan nie 'n demoon hê nie. Of het die Heilige Gees, of het 'n demoon, maar die Heilige Gees gaan nie saam met 'n demoon bly nie. Dis logika. 'n Demoon en die Heilige Gees gaan nie saam bly nie. Dit maak nie sin nie. So weer die bewoners van die aarde, of die beweer die land en see, want die duiwel het en sy trawante het na jou toe neergedaal, en daar is moeilikheid, want hy weet sy tyd is min, en hy is daar om wraak uit te oefen. En dis ons teks so vandag. Ek het hom redelik vandag klaar gemaak. Ek sien nie hoe mens hierdie skrif op enige ander manier kan interpreteer. Dit is redelik ooglopend wanneer hy neergewerp is. Dit is ooglopend dat hy weet hy het min tyd. En dit is ooglopend dat hy in groot woede neerdal omdat hy min tyd het. As hy nog aan die einde van tyd het, hoekom sal hy kwaad wees? Maak dit sin? Enige vrae? As ek daai vers van Sefa in Handelinge al hoeveel keer gelees het, kon dit nie. Dit maak nie vir my sin, hoekom jy dan in die naam van Christus gaan sê, gaan weg, en jy word door rondom, nou maak het so. Want hulle het geweet, hulle is in die moeilikheid, hulle het nie regtig daaraan geglo nie, maar hulle het net uitweg gesoek. Ja. Sê hulle nou maar wat hulle dink die uitweg. Wat gaan werk, ja. Maar hulle is nie regtig gelowig nie, hulle het nie die Heilige Gees nodig. Presies. Hulle het die regte woorde Ja. gehad, maar hulle het nie gegee. Presies. Plek hulle gewaak het en ag gegee het en hulle self laat doop het. Voor hulle na. Jy weet, want dis as jy glo en jy laat jouself doop, dan sê Jesus mos, hier sal die teken wat julle sal volg, julle sal demone uitdryf in my naam. Wat vir my sê, hulle het nie geglo nie en hulle was nie gedoop nie. So hulle was nie deel van die nuwe verbond nie. En dan is daardie stelling weer op hulle van toepassing, via die land en see.
Dis die enigste logiese verduideliking vir ons teks in my opinie. Ek sien nie 'n ander verduideliking vir dit nie. Maak dit sin? Enige vrae? Die res van hierdie skrif is net herhaling van dit wat ons klaar gelees het. Ek gaan nie weer oor Christus se koningskap ingaan en so aan nie. Dis net herhaling. Soos ek sê, hy was nie meer as 1 keer gekroon nie. Is daar iewers in die Bybel waar koning tot 'n val gekom het en weer koning geword het? Ek bedoel soos fisiese koning. Net Nebukadneser. Maar ek weet ook nie eers of hy sy koningskap regtig verloor het in daai tyd nie. En of iemand vir hom ingestaan het of wat nie. O ja, dis waar. Waar hy mos vir 7 jaar soos 'n dier rondgeëet geloop het. Maar hy was nie fisies eintlik oorwin toe hy soos 'n dier rondgeloop. Nee, hy was Hy was nie ontroon. nee, hy was geherstel tot sy troon, maar dit was sy troon gewees. So Ek weet nie hoekom die gedagte nou my opgekom het. Ek het nog net gewonder dat jy sê van Jesus gaan nie 2 keer soos ek wonder is daar. Ja, maar die realiteit is as hy 2 keer sy troon opneem, dan moes daar iets tussen gebeur het. En wat is daai iets? Daar is nie so ietsie. Daar is nie iets wat hom onttroon het nie. Met Nebukadneser was daar iets, dit was sy hoogmoed gewees. Maar met Jesus was daar nie iets wat hom onttroon het nie. Niks gaan hom onttroon nie. Ek meen hy's God. Jy gaan hom nie onttroon sodat hy weer sy troon moet opneem nie. So ja. Dis hy, sal ek vir ons afsluit. Kom sluit die oor. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie vir die waarheid en ons dankie dat U is koning en U heers en U regeer. Dankie dat ons kan weet dat ons name in die boek van die lewe geskrywe is, dat ons die ewige lewe gaan beerwe. Dankie dat ons kan weet dat U koning is en dat ons nie op die aarde lewe sonder 'n koning nie, sonder iemand wat so soewerein is oor die skepping nie. Dankie Here dat ons nie hoef te sukkel in die lewe nie, maar kan weet dat ons is meer as oorwinnaars in U. En Here, wat 'n groot oorwinning is dit nie. Meer as gevolg van wat U gedoen het. En daarom Here, mag U naam geloof en geprys word. Mag aan U naam toe kom al die eer en die lof en aanbidding tot in aller ewigheid, Here, want U is koning, U heers en U regeer tot in aller ewigheid. Ons loof en prys U heilige naam. Amen.